In oom se lewe, wat was die grootste hoogtepunt? Ag natuurlik, ou wil graag vir die Springbokke speel. Ja. En ek sal moet sê eerstens was dit ons die Curriebeeker gewen het. Dis een van my hoogtepunte en dat ek in daai span was wat die heel eerste Curriebeeker vir Vrystaat kon wen. So dit was vir my een van my tye wat ek nooit sal. Natuurlik seker die hoogste punt dan is dat ek 'n toets op die Vrystaat stadion vir jou eie mense kon speel en 'n 3 druk. Dit was die cherry op die koek gewees. So dit was vir my 'n wonderlike tyd, 'n wonderlike voorreg. Ja, was 'n goeie jaar. 80 was vir my. Ek het nie in die span, was nie in die beginspan of in die Springbokspan, ek was nie op die reservebank in die begin. Maar toe ek sê altyd vir die jong manne, as jy die geleentheid kry om te speel, sorg dat jy reg is. Ek het nie gaan sak en as lê en huil en ek het net harder geoefen en toe ek die gap kry, toe vat ek dit. En so het ek daar gebly tot ek beseer is en Johan het weer by my oorgevat. In daai tyd het ons nie baie toetse gespeel nie. Met die isolasie tye, maar ek het 13 gespeel, 13 wonderlike toetse maar ek het ook teen die toplande gespeel, soos Nieu-Seeland, Ierland, Frankryk. Wat wil jy meer hê? En dan was hom nou nog bevoorreg dat daai hoogtepunt vir ewig was. Het oom ooit die fotograaf ontmoet wat hierdie wonderlike foto? Ek het ja. En ek weet nie of julle kan onthou nie, die skeieregter Gerard Koetser. Hy was een van die vlagmanne gewees daai tyd. En daai bal wat ek so in die lug gehou het hy is nou ongelukkig 'n klompie jare terug, as hy jaar of 2 is hy oorlede. En hy het nou nog daai bal, maar ek wil nog by sy vrou wil sy nie vir my daai bal gee nie. Dit sal vir my 'n volle sirkel wees. Is volle sirkel wees. Ja. Ek dink En jy weet daai foto moes in 'n sekond geneem gewees het. Ja. Want ek het nie so gestaan nie. Wat ek kan onthou, ek het opgestaan en ek het die bal so gevat en afgebring. Ja. En dit lyk of ek so gestaan het. So daai fotograaf was op die regte plek, regte tyd was hy gewees. Maar oom sal vir ewig in sy skuld wees, want dit is dan, ek dink dis seker een van die mooiste. Ja, ek dink my kleinkinders sal eendag daai foto sal hulle seker van hulle oupa onthou en ja. Ons praat van kleinkinders oom. In Suid-Afrika, in hierdie land van ons. Wat gee vir hom hoop? Wat laat hom vashou aan die moontlikheid dat daar nog vir ons 'n toekoms is hierso? Ja, ek moet sê, jy weet, dis 'n wonderlike land. Ons gaan deur 'n slegte tyd nou. En kom ek sê vir jou, ek het getoer in my lewe. Ek was oral gewees. Ek noem 'n plek en ek was daar gewees. Op die einde van die dag is daar nie 'n plek soos Suid-Afrika nie. As jy vat jou leefstyl. Vergeet nou die ander dinge wat gebeur. Dit ruk ons maar almal. En ons leefstyl, die spasie wat ons het, waar ons bly, ons kos, ons mense, jou spasie, die land het alles wat jy kan begeer. Hulle het die wildtuin, hulle het die natuur, hulle het die mooi, dis net ongelooflik. Maar jy moet dit vir jouself lekker maak en jy moet dit geniet. Ek het regtig gehoop, oom, dat ons die antwoord op hierdie vraag sou kry en dat 'n mens nou uitklaring sou hê nadat jy nou met die 15 grootste legendes van Suid-Afrikaanse rugby gepraat het. Maar nou in ons gesprek met hulle almal het die vraag eintlik net moeiliker geword, want ons kry nie 'n duidelike antwoord nie. En toe ek nou agter oom ingery het vandag, toe het ek nou sommer al klaar gesien, ons gaan hier ook 'n moeilike antwoord kry. Wat kies oom vir Toyota of Ford? Ek is 'n Ford-man. Ja. Ag, weet jy hoe dit eintlik gekom? In die motor, in die garage tyd, die Shell garage wat ek het ek destyds, ek was die heel eerste, toe hy was my genader. Ek was die heel eerste car rental plek in die stad, in Bloemfontein. Van die lughawe af skuif
na die stad toe. En toe het ek uitgebrei, toe het ons later begin met die Ywes Wenrental. En daar het ons 'n vloot, het ons Toyotas gehad, en Fords. Dit was ons twee, soos jy sê, Ford en Toyota. En toe het ek begin Ford ry daai tyd. En van my groot vriende het die Ford agentskapie gehad. Jy support maar jou vriende wat jy het. En toe het ek nou 'n Ford gekoop. My vernoot het 'n Ford. So ry hy nog vandag 'n Ford en ek ry nog steeds my Ford. Ekskuus tog, soos jy gesien het. Ja. So ja, ek is maar op hierdie stadium 'n Ford man. Oom, is daar 'n verskil tussen oom gewees as rugbyspeler en dan hoe oom was as mens? As 'n pa nou of as 'n eggenoot? Was daar 'n verskil gewees tussen? Ag, ek moet sê ek is dankbaar. Jy weet ek is dieselfde mens of ek nou rugby speel of ek kry baie mense wat ek ontmoet in die straat, dan sê hy vir my, jammer, ek het nie geweet as jy, en sê ek, met pla my nie. Jy ken my of jy ken my nie, en dis nie, my era is verby. So ek is nie een van daai ouens ek was net bevoorreg om te kon rugby speel en ek het die hoogte bereik wat 'n mens graag wil bereik. En so ja, ek is my pa het ons het arm groot geword. En wat my pa vir my wel geleer het in die lewe is, as jy kan besef wat is reg en wat is verkeerd, gaan jy ver kom in die lewe. Jy moet nooit dink jy's beter as ander mense. Dis nou eintlik 'n goeie oorgang, want oom het nou gepraat van die grootste les wat oom se pa vir oom geleer het. Wat sal oom sê was die grootste les wat oom in oom se loopbaan geleer het? Wat was die moeilikste les dalk wat 'n ou moes leer? As mens nou dink oom het ook met beserings en Jy moet hard werk, jy gaan niks verniet kry nie. Dit maak nie saak wat jy aanpak nie. Of dit nou in besigheid is of in sport, maar wat die belangrik is jou dissipline en selfdissipline. Ek as rugby speler, al het ek nie geld verdien nie, het ek geweet, as ek 'n goeie rugby speel, moet ek 'n goeie leefstyl hê. So ek het 'n goeie ding is my motto is hoe jy leef op die veld en van die veld af. Dit was my leefwyse. Ou moenie net as jy wil speel goeie rugby, maar buite rugby dan kuier jy. Ek was nooit daai tipe ou nie. As ek iets wil doen, dan wil ek dit goed doen. Ek dink as mens nou praat van goed doen, wat as oom nou moet vir 'n kind probeer verduidelik het, wat was die heelagter se rol in oom se era? Hoe en veral ek het so uitgesien na hierdie vraag, want oom het eintlik so 'n bietjie die rol van die heelagter verander in oom se eie era. Ja, weet jy, oom Neelie Smit wat my afgerig het, eintlik het by Nick Beheer begin. Ek het my hele skoolloopbaan eintlik loskakel gespeel. En na skool onder 20, toe kry die heelagter seer van die Vrystaatse onder 20 span. En toe Ewie Kronje het gesê, hoorie, hulle moet my heelagter speel. Hulle het nog 'n loskakel gehad, maar hulle het nie 'n heelagter gehad. Hulle sê nie, hulle moet my heelagter speel. En so het ek begin heelagter speel. Van daai skuif, maar ek weet ou het die gawe, ek weet nie of ou daar, ek het van kleins af, het ek met bal gespeel, dit was ek is net rugby mal. Jy het my nooit sonder 'n rugbybal gesien. Toe ek klein was, het ons maar hierdie melkbottels gevat, vol koerantpapier gestop en rugby gespeel. Maar jy het my nooit sonder 'n bal, en ek dink, ek weet, dis seker maar bietjie gene, die visie wat ek gehad het, en ek was lief vir hardloop, ek het bietjie systappe my gehad, wat ek kon gebruik, en spoedversneller, maar ek het ook die visie wat ek gehad het, ek sal nooit begin hardloop het, as ek nie ondersteuning gehad het, of, as ek sien die verdediging, is goed, maar as ek 'n gap gesien het, daar iewers is 'n gap, hulle kom ongelyk op, het ek net daarvan gehou om hulle aan te vat.
Was daar 'n ander opponent op heel agter wat oom baie respek voor gehad? Ag, ek het vir baie heelagters respek gehad. Ek dink elke ou het maar sy goeie eienskappe en wat ongelooflike spelers is. Soos ek sê, manne teen wie ek gespeel, ek het die voorreg gehad, soos ek gesê het, Serge Blanco, wat vir my seker een van die beste heelagters nog was, maar daar was Andy Irvine, oorseese spelers teen wie ek gespeel het. En dan natuurlik ons eie spelers, ou soos Johan Hennis, rotsvaste nommer 15 daar agter, wat ook aan loskakel gespeel het. En jy weet, daai is dok sê, die ouens het net daai gawe gehad, was voetballers gewees, wat in daai tyd vra hulle watter posisie wil jy graag vir die Springbokke speel? Want jy altyd gesê, man, al speel ek flank wil ek vir die Springbokke speel. Maar ek het baie wedstryde teen Johan gespeel. Hy het by my oorgevat toe ek seer gekry het en ons saam op die toer, maar ongelooflike spelers. Nee, en dan moet ek sê Colin Beck, wat ook 'n allrounder was. Baie keer is dit tot jou nadeel, want hulle kies jou as 'n ou wat kan heel agter senter loskakel speel. En ongelooflike speler. Doc Lou wat vir Natal gespeel het, Juris Edwards, Pierre Edwards was op sy manier ook 'n rotsvaste, veilige speler. Nou nie so baie met die bal gehardloop nie, maar rotsvas. Nee, ek wil nie spelers uitsonder nie, maar elkeen het maar sy goeie punte in sy posisie. Dis is sommer net 'n ou simpel vraag, maar vir ons wat nou toeskouers was ons lewe lank, is dit 'n lekker vraag. Was daar een van hulle vir wie oom bietjie bang was, wat oom gedink het, hierdie ou kan vir my baie moeilikheid gee? Weet jy wat, ek het eintlik nie, daar's nie iemand wat my, waarvoor ek bang was nie. Ek het op die veld te gegaan om alles te gee vir my span en myself ook te geniet. Ek was rugby mal, ek het geleef vir rugby. Ek wou net rugby speel. Ek was wel tens, nie vir 'n speler nie, maar ons maar altyd senuweeagtig voordat jy op die veld hardloop. Maar as ek opgehardloop het, was ek rustig. So, nee, daar's nou nie eintlik. Dan nou die teenoorgestelde vraag oom, is ek weet dit nou as 'n ou nou dink aan 'n ou se skooljare en so, jy het maar altyd 'n vriend of iemand wat jy graag by jou wil hê, 'n ou wat lekker is om saam met jou op toer te vat, 'n spanmaat wat jy vertrou, iemand wat as jy by 'n kuiergeleentheid kom, sommer die eerste ou is wie jy gaan opsoek. In oom se speeljare, spanmaats, wie was die ou vir wie oom gevoel het, hierdie ou is die eerste ou wat ek kies as ek... Weet jy wat, ek en Gerry Sonnekus, wat die Vrystaatse kaptein was, en wat ook vir die Bokke gespeel het. Ek en hy was baie naby mekaar. Byvoorbeeld die Vrystaat, ek en De Wet was goed met pelle, maar in die Vrystaat, hy was die kaptein. Die kaptein slaap ons altyd, het sy eie kamer. En ons hele rugbyloopbaan het ek en Gerry Sonnekus was ons kamermaats. Ons het 'n kamer gedeel, ons kon goed met mekaar deel, ons het daai verhouding gehad teenoor mekaar. Ou wil ons baie keer oor goed ontlaai. Ja. En ek kon dit teenoor hom kon ek dit doen. Oom het nou gepraat toe oom gepraat het oor Suid-Afrika, gesê het een van die voordele was hoe lekker ons kan eet. Wat is oom se gunsteling kos? Wat is oom se gunsteling ete? Weet jy gaan my nie glo nie, ek eet enige ding. Maar 'n boerseun hou maar van sy choppies en sy steak en ek is lief vir pasta. Oh. So ek het mos 'n jaar het ek in Italië ook gespeel. Wou 'n bietjie geleer pasta eet het. So ja, nee, ek is eintlik het my enige iets gee om te eet, maar ek is maar lief vir my rooi vleis, van die choppie en 'n steak. Maar my gunsteling ete was voor 'n game was toast met appelkoeskonfyt, kaas en 'n eier op. Soet en sout amper. Dit was ek is 'n soetant en dit was my ete wat ek geëet het vir 'n rugby. Okay, so ons moet dalk maar vir jam ook dankie sê vir al daai drie. Apricot.
Hey, oom het nou genoem dat julle was in 'n era wat amateur rugby was nie betaal gewees nie. So ek het al agtergekom, julle sport het julle eintlik baie gekos ten opsigte van tyd en moeite, maar wat in oom se woorde is miskien die grootste opoffering wat oom ooit moes gemaak het vir oom se loopbaan? Ja, ek weet jy het gewerk tot 5:00 en dan het jy 6:00 begin oefen. Jy weet baie van die spelers wat ek was bevoorreg, ek was toe later in die weermag, so hulle het ons afgegee om te gaan speel. Maar dit is daai selfdissipline is hoe jy dit wil aanpak. Wat wil jy bereik? Baie spelers wil graag net gespeel het, ek weet nie, my ambisie was hier in die agterkop en ek wou graag. Dit het my nou ek was bevoorreg om nou wel vir die Springbok te speel, maar in jou agterkop ek wou graag iets doen. My eerste was ek wou graag vir die Vrystaat gespeel. En ek het dit gedoen en so het ek hom stap vir stap gevat. Ek het vir al die Vrystaat-spanne gespeel. Ek het laerskool, hoërskool, onder 20s, B-span, seniorspan gespeel. So ek het deur die ranks gekom soos hulle sê. So ja, dit was vir my en ek moet sê met bydra tot jou afrigters wat jy gehad het. Op skool was dit meneer Steyn en McKechnie en dan was dit Nick Beheer, dan Sakkie, meneer die Smit wat my groot mentors was in my rugbyloopbaan. Het oom 'n stokperdjie wat meeste mense dalk nie van sal weet nie. Iets wat oom van hou wat. Ja, ek kom maar van golf. Ek is maar 'n golfspeler. Ek het baie toe ek nou klaar was met die rugby het ek baie squash gespeel. Is baie lief vir squash gewees. Maar die knie het toe nou 'n bietjie ingegee en ek probeer nou nog fietsry om my fiks te hou, om aan die gang te bly. Jy weet, as hou nou nie na jouself kyk jy, hou gaan nou hierso na 'n ander era toe, so jy moet maar kyk na jouself. En dis hoekom ek nog steeds werk. Ek wil nie aftree nie. Dis vir my lekker om ek sien uit om elke dag werk toe te gaan. Hou my besig, hou my in die gang, hou my kop, ontmoet nuwe mense. Ja, so ek hou my myself aan die gang. Oom het nou vir my die wonderlikste goed gewys. Ek sien oom is regtig eintlik ook nogal lief vir reis en vir toer en vir verskillende dinge, Formule 1 en sokker. Het oom 'n gunsteling plek? Het oom 'n gunsteling vakansie wat oom gehad het in oom se lewe al? Ja, so van die reis, jy weet, soos ek sê, is ek's 'n groot sokkerfan natuurlik. Om nou eers daar te begin is, op skool het ons altyd in die week rugby gespeel en naweek het ek sokker gespeel. En ek dink dit het my nogal baie gehelp met my voetwerk en jou bal aangee met jou voete. Ja, dan is ek 'n groot sokkerfan, ek's 'n groot Liverpool fan al die jare. En dis maar my dinge wat ek doen. Oom, dis maar 'n tipiese ondersteunersvraag. Ons is bietjie nuuskierig om so 'n bietjie agter die tonele iets te sien. Was daar miskien 'n spanmaat of 'n insident op toer iewers of wat verskriklik snaaks was? Wat was oom se snaakste toer of rugby storie? Ja, ek moet sê almal Martins Leroux, hy was 'n karakter gewees. Jy weet, ons het altyd in ons tyd as jy kontikkie gehad na die tyd en hy was altyd die voorsitter ook. En hy was skreeusnaaks. Jy weet, hy het altyd met iets snaaks voor 'n dag gekom wat ons moet doen en sy stories wat hy ons vertel. Hy het ook altyd so met hy vingers wat so gestaan het. En ja, ek moet sê hy was die karakter gewees in ons span. Ek en hy het ook die voorreg gehad om saam ons eerste volwaardige toets te kon speel teen die Britse Leeu's op Nieuweland. En dis daar waar ek en hy in ons Springbok klere geslaap het. So ja, dis so trots was dit vir ons om daai trui oor ons kop aan te tree. En dis ook 'n aanhaling op oom se bordjie. Ja. Wat sê julle het tot in julle sokkies. Dis reg. Dis wat die trui vir ons beteken het. Yes. Was daar
'n spesifieke oomblik, een oomblik in oom se lewe wat oom se lewe heeltemal verander het. 'n Besluit of 'n insident of 'n gesprek wat toe dit gebeur het oom se lewe heeltemal in 'n ander rigting gegaan of het oom anders gedink of gevoel oor iets? Ja, ek moet sê dit is dit was hier in my afrigtingsjare wat goed gebeur het, wat het ek nou by myself gedink, yes, toe ek nou skielik uit rugby uit is, en dit dog ek by myself, just, toe het ek nou al die garage gehad en so aan, toe het ek nou gedink, wat gaan ek doen nou? Weet, toe het ou begin nou 'n paar randjies ekstra verdien in die afrigting en dit is nou weg. En weet jy wat, en ek het tot vandag toe glo ek daarin. Alles gebeur met 'n doel in die lewe. Maak saak wat sleg of goed. Alles gebeur met 'n doel in die lewe. En weet jy, van daai dag dat ek uit rugby uit gestap het ek nou daarna 'n bietjie vir Griekwas gaan help bietjie, 1 jaar. Maar daai dag en jaar het my hele leefwyse verander. Bietjie weg van sport af, bietjie weg van rugby af, toe het ek begin kreatief raak. Ek het goed begin doen. Jy weet, ek het begin huise bou, ek het store gebou, ek het bietjie hier 'n grond gekoop met wat jy het. En weet jy, dit het my hele lewe verander. So, en dit sê vir jou, weet, rugby is nie alles in jou lewe nie. Alhoewel dit op een stadium vir my was dit my alfa en omega. Ek was rugby mal. Ek dink ek het rugby geslaap, geëet, en toe besef ek, weet jy wat, die lewe gaan aan. Vanaand as jy nie meer speel nie. Jy weet, en ek dink die groot probleem is van baie rugby spelers is terwyl jy speel is jy als. Oor 10, 15 jaar, dan ken hulle jou nie meer nie. Dan moet jy jou eie ding doen. En ek moet sê, die Vader was goed vir my op die regte pad gesit en my hele lewe verander. Dis die heel laaste vraag in hierdie segment, oom. Ek weet, ou wil nie altyd oor jouself praat nie, maar in oom se eie woorde, wat dink oom het oom 'n goeie speler gemaak? Wat was oom se beste eienskap as jeugter, as rugby speler? Ek sal sê ek was hardwerkend geweest en my dissipline van die veld op die veld.